Ons moet wanneer ons hierdie deel lees, moet ons 'n gedagte hou wat die omstandighede is wat hier plaasvind. Die Filistyne en Israel staan teenoor mekaar. Een daag die ander een uit. Dis 'n baie smal vallei, so hulle kan mekaar duidelik hoor as hulle op mekaar skree en met mekaar praat. En daar is Goliat besig om veral vir Israel uit te tart. En sê, kom stuur vir ons iemand, laat hy my aanvat, ek is namens die Filistyne hier, stuur julle iemand en die een wat wen, is dan die heersers oor die ander. Lees ons, rooi, maar ook mooi van aangesig. En dan kom hy en dan gebeur die dinge nou. Toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek, en dit voor Saul meedeel, het die hom laat haal. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesneede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Belangrik om hierdie teks te hoor, broer en suster, in 36. Uiteindelik gaan dit oor die ware God teenoor die afgodsaanbidders. Die onbesnedenis teenoor die besnedenis. Die verbondsvolk van God teenoor die wat nie deel van die verbondsvolk is nie. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid sy swaard bo oor sy klere vasgegord en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy het nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand, en soek vir hom in die spruit 5 gladde klippe uit, en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik die slingersak. En met sy slinger in sy hand, het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid, en die skilddraer voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig, met 'n mooi voorkoms. Die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? Die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare,
Die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee. Sodat die hele aarde kan weet, dat Israel 'n God het. Dan sal die hele menigte moet erken, dat die Here nie deur die swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyne hom dan klaar maak en aldeur nader kom Dawid ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daar het Dawid gehardloop en met die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. En het daarmee sy hoof afgekap. Die Filistyne sien dat hulle held dood was, en dat die ou woord ons opnuut sal aanspreek, om ook in ons stryd wat ons moet stry, staande te kan bly. Ons gaan nou saam bid en na die gebed gaan ons bly staan, en dan gaan ons almal saam sing Psalm 42, 1, 3 en 5. Kom ons staan almal en dan bly ons staan vir die gebed. O almagtige en allerheiligste God, ons wil U aanbid as die enigste waaragtige God van hemel en aarde, wat ook oor alles en almal heers in hierdie wêreld. Nou Here, dikwels is ons wêreld so deurmekaar, is daar soveel hartseer, soveel teleurstelling, soveel aaklighede waarmee ons gekonfronteer word. En dan bring dit vir ons troos en rustigheid as ons besef, al lyk dit nie vir ons elke dag so nie, U is steeds in beheer. U is steeds die een wat uiteindelik oor alles heers en oor alles en almal regeer. Ons wil U loof en prys vir daardie wete en daardie versekering wat ons dikwels uit die woord kry. Ons wil U aanbid as die waaragtige God van die hemel en aarde. Heer, maar dikwels struikel ons en is ons vrou in ons geloof en lou. Ons skuld bely. Ons het ook vanmôre in ons sang ons skuld bely gesê, ons is bevlek en met skuld bedek. Ja, ons is maar misvorm deur sonde op sonde. Daarom kan ons alleen na U toe vlug vir vergifnis en redding. Ons dank U ook, Here, dat U juist in Christus ons dan verlos het van ons sonde, ons sondige geneigtheid uit ons kom uitwas deur sy bloed. En dankie vir U versorging en U vertroosting, ook in hierdie wêreld waarin ons stoei en stry, bovenal vir die wete, ons is vir ewig versorg en vertroos, wat U ons die ewige lewe gee. Daarom vra ons, Here, praat nou met elkeen van ons. Maak ons ontvanklik vir hierdie woord. Ons wil luister en ons wil U met ons lewe loof en prys vir al die goedheid en die genade. Amen. Die broers is dat ons nog op skool was, en ek dink baie van u wat in my tydgenote is, selfs die oueres sal weet, dat ons maar ook ons eie bendietjies gehad in ons skole. Ek het 'n plattelandse dorpie groot geword met 'n lieflike skoolterrein vol groot bosse,
En elke bende het sy eie bos gehad waar ons by mekaar gekom het. En dat is nou afgespreek hoe ons die volgende bende 'n bietjie bykom op 'n manier. En self beleef by geleentheid toe dat ons besluit, elkeen van ons kies maar een ou uit die bende, en dan vat ons mekaar 'n bietjie aan, en dan die ou wat wen is dan die wenner. En daai bende is die beste bende van die skool. Nie of jy dit ook beleef het, dit was ons groot pret. So gebeur dit eintlik ook hier met 'n jong seun, Dawid, wat staan teenoor Goliat. Word gesê hy is 3 meter plus gewees. En dis nou nogal 'n bietjie rof. Ons grootste broer, jy sal nie naast my daarby kom nie. As ek dus vinnig moet draai, dan is dit na die deur, plus nog amper halfpad na die venster toe daarbo. Kan jy dink, so groot man storm op jou af, en jy is maar 'n kleinerige jong seun wat hom moet aanvat. Maar die belangrike wat ons moet raak hoor, is dat Dawid verteenwoordig hier die lewende God, die almagtige God, terwyl Goliat verteenwoordig maar hulle afgode, die afgode van die Filistyne. Nou die situasie, soos ek net nou gesê het, is eintlik baie sleg, want hulle word al hoe lank uitgetart deur hierdie Filistyne, waar hulle hier weeskante van die vallei staan. 40 dae word daar gesê, tart Goliat eintlik die Israeliete uit. Tart hy eintlik God se linies en eintlik vir God uit. Wat het ook gehoor toe hy vir Dawid vervloek, toe vervloek hy hom in die naam van sy afgode, Belia. Dis eintlik die volk van God aan die een kant, teenoor hierdie heidene aan die ander kant. En Israel is vol vrees, eintlik tragies. Hulle wat tog God en sy mag ken. Ons lees in vers 11 hoe dat hulle vrees, vol vrees is selfs ook Saul, wat hierdie lang man en koning is. Mens kan sê, van vrees vlug hulle soos rotte, liewer in die grotte in plaas daarvan om te veg. Waarom gebeur dit met Israel? En dis die belangrike vanmôre. Hulle hou rekening met hulle eie vermoë, of kom ons sê liewer met hulle eie onvermoë. En hulle weeg dit op teen die krag en die krygsvermoë van hierdie groot reus Goliat. In plaas daarvan om dit met God se krag te vergelyk. Ons is nie veel anders in ons dae nie. Ons duis ook maar baie keer terug vir die magte van die duisternis. Ons gaan soek ook uitkom soos Saul en sy manskappe in eie vernuf, eie krag. Ons probeer liewer maar pamper lang en onderhandel en paai, so probeer ons die vyand hanteer. Al is hulle selfs handlangers van die bose, ons wil tog net kalm en tevrede hou en hulle kalmeer. En elke van ons moet maar seker maak, al doen ons dit nie fisies nie, vlug ons nie ook maar baie keer in die gees, figuurlik gesproke. Terwyl ons eintlik as manne en vroue van God dit nie behoort te doen nie. En ons behoort ook die vyand, hoe die vyand ook al mag lyk, aanslag van die bose aan te durf in die naam van God. Vers 45 sê Dawid, gaan nie in eie vermoë nie, hy weet hy sal nooit wen nie. Hy gaan in die naam van God hierdie vyand aanvat. En ek is volgens die woord almal maar ontvang en gebore in sonde, in die mag van die sonde vasgevang. En in ons stryd teen hierdie sonde en ons stryd in hierdie wêreld met alles wat ons moet hanteer, vergeet ons soms die krag, die mag, die vermoë van die almagtige God. Probeer ons baie keer self die stryd wen sonder God, so Saul en sy linies. Ons leef in die tyd waar ons so oorspoel word
Die verkiesingsveldtog wat lê vir ons voor? Dit is sekerlik logies dat 'n mens wonder, wat gaan dit vir ons inhou? Dit is al reeds sleg sover as ons gekom het tot hier. Hoeveel slegter gaan dit wees in die dae wat voor lê, as die verkeerde mense weer die leiding moet neem? Wat maak ons, broer en suster? Gee ons maar boedel oor en vlug ons maar miskien liewer land uit of waarheen ook al. Vlug maar net terug in jou huis om tog net niks van die ellende te beleef nie. Ons moet gaan kyk wat sê die woord, vers 32. Ons oplossing in ons lewe in alle omstandighede, ook in hierdie tyd, ons uitkoms, lê daarom dat ons nie ons eie krag sal kyk en daarom moedeloos word nie, maar dat ons by Dawid sal leer om na vore te tree in absolute geloof. Het jy gehoor wat doen Dawid? Hy gryp terug in sy geskiedenis. Hy onthou dat hy die leeu en die beer, en ons amper sê met amper kaal hande aangevat het en hulle vermoor het, doodgemaak het. Want sê hy vers 36, God het hom gered uit daardie verskriklike nood, sy lewe daarvan afgehaal, en God het hom daar uitgered. Hy is nie van plan om kompromieë te sluit met die vyand nie. Hy soek nie die seën en die steun van die wêreld en van ander mense nie, hy tree vasbeslote op. Hy weet hy's gekies, hy's gestuur, hy's geroep deur God. Miskien vergeet ons dat ons almal eintlik ook 'n bepaalde roeping het. Ons eie roepingsbewustheid raak soms baie vaag. Oor ons eie ou volkie skryf een van ons digters hierdie baie mooi woorde. Hy sê, U het ons Heer in hierdie stroewe land gebring. Ons lank in vlaktes en stilte afgesonder en omring. Met veel gevare en met veel verdriet kastei. Opdat U woord weer werklikheidsgestalte vir ons kry. U sien, dis ons wapenrusting. God en sy woord, en wanneer die woord vashou teenoor die wapenrusting van 'n Goliat, of die Goliats van ons lewe. As ons gaan kyk na die wapenrusting, die menslike wapenrusting van Dawid en Goliat, kan ons seker waag om dit te wil vergelyk in ons dae met 'n ketty teenoor 'n masjiengeweer. So groot is die verskil tussen dit wat hy het en wat Goliat het. Kom maar weer gaan kyk, vers 5 tot 7. So die geveg is oënskynlik eintlik heeltemal onbillik. Na die mens gesproke, is hy dwaas om te probeer. Maar wat 'n perspektief het hy? Ek hoop die dingetjie was op die skerm ook gewees. Daar is 'n belangrike perspektief wat Dawid het, wat al die Israeliete en Saul ook nie het nie. Hy kyk nie vas teen die grootheid van Goliat nie. Hy kyk hoër en hy sien God se grootheid raak. Oneindig groot, almagtig. En daarom sien hy kans vir die taak wat hy moet doen op daardie stadium. Sonder swaard, maar met die lewende God. So hy meet Goliat aan God. En dan is Goliat maar bietjie klein. Want God is baie groter as wat Goliat ooit kan droom om te wees. Wat maak ons? Wat maak u en ek in ons moeilike omstandighede wat ons dikwels beleef? Nie in ons land nie, selfs ons eie persoonlike omstandighede ook. Maak jy soos Saul? Of maak jy soos Dawid? Veg ons in eie krag, soek ons eie oplossings,
Meet ons die vyand aan onsself, die groote vyand, die onoorbrigbare vyand, die onbevegbare een? Of meet ons dit met God, die Almagtige? Ons oplossing lê juis daarin dat ons na God sal kyk deur die bril van Jesus Christus, ons redder en ons verlosser. Want wat het hy gedoen? Hy het as dit ware na vore getree vir jou en vir my. En hy het ons reeds die bose kom oorwin ter wille van u en van my. Soos 'n Dawid sonder 'n swaard, maar as God self. Kan ons sê met die slingervel van Jesus se opstanding uit die dood, het hy selfs die groot vyand, die dood, doodloos kom maak. Het hy die bose finaal oorwin. Wat is die gevolg van dit wat ons hier gelees het vanmôre? Dawid is geïnspireer deur God en sy krag. En so geïnspireerd draf hy as dit ware hierdie vyand tegemoet. Deur die linies wat weghardloop, die linies van Israel, wat net na hulle eie onvermoë kyk. Sonder swaard draf hy vorentoe, maar met God, en hy stry die stryd. Hy is maar 'n instrument in God se hand. Want uiteindelik gaan dit daaroor dat God hier toon, hy's magtiger as al die Filistyne se afgode. En dan is die oorwinning heerlik. Mense hier gedeelte lees, dan sien ek so in my gedagte hoe die jong seun eintlik daar staan en Goliat se kop afkap. Sy kop in sy hand staan en die oorwinning, ek het hom, dis verby met hom. Die verlossing is verkry. Die bevryding het alleen gekom dat hy God vertrou het en God geglo het en God gedien het. Laat sy te sê, gaan dink 'n bietjie oor ons eie omstandighede. Gaan dink oor ons eie volkie. God het ook vir ons dikwels al gestry in die verlede. Ons hoogtepunt is sekerlik 16 Desember 1838. Die gelofte wat ons gereeld vier. We gaan kyk na die geskiedenis van die kerk van die Here. Soveel keer is die kerk aangevat deur die bose en sy trawante op verskillende maniere. En God het dit in stand gehou. Hierdie kerk tot vandag toe. Elkeen van ons eie geskiedenis kan ons vanmôre opstaan en sê, weet jy, in my lewe was daar ook hierdie Goliat wat ek moes hanteer. Maar God het vir my gestry. Vir elkeen van ons in Christus teen die bose gestry. Daarom het ons 'n toekoms. 'n wonderlike toekoms, want ons leef in die hande van die ewige God. En sy krag gaan ons die Goliats tegemoet. Ons moet dit vanmôre onthou en ons hele lewe onthou. Die lewende God is by ons. Ons juis onlangs met Pinkster dit by herhaling gesê. Hy gaan voor. Ons volg sy spoor. Laat ons nie terugdeins nie. Nee, laat ons vorentoe storm hardloop die vyand tegemoet in die naam van Jesus Christus, ons Here. Weer 'n kort stukkie van een van ons digters gelees wat oor ons boerevolk praat. En ek sê dit met apologie want ek verander so 'n bietjie daaraan. Hy sê wanneer ons uiteindelik ons Afrikaner boere naby die sterwe lê, mag ons uiteindelik die helder wete hê dat ons nie kon gebuig word soos hul geweld dit wou, maar dat ons hoog kon lewe net aan ons God en ons bloed getrou. Amen. Kom geliefdes, laat ons saam bid. Here, baie dankie vir hierdie kosbare woord in ons lewe,
wat ons ook kan gaan toepas. Gee vir ons die krag en die leiding deur die Heilige Gees, dat ons nie vreesagtig sal weghardloop nie, maar voor U sal kom staan in die naam van ons lewende God, deur Jesus Christus, al die Goliats wat oor ons pad kom, aandurf, met moed, met geloof, met vertroue. Dankie vir 'n voorbeeld dat ons by Dawid kon kry. Ja, Here, hy het ook gestruikel in sy lewe, soos ons baie keer ook struikel. Maar dankie dat ons weer na U toe kan kom, soos vanmôre ons skuld bely en opstaan en opnuut die toekoms kan aanvat, vol hoop in die wete, ons God lewe, en ons lewe met U tot in alle ewigheid. Maak ons daarom sterk, Here, innerlik sterk, dat ons nie al terugdeins nie, maar ons met mag en mening U lof sal verkondig, en onder U hand sal leef, uit U hand, en beskerm deur U hand. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus ons Here, wat dit alles vir ons moontlik maak. Amen.